Baie welkom by week 5 van die opgestane lewe. Hierdie is ons finale week in die reeks en ons kyk ook vandag na die laaste hoofstuk in die Kolossense brief. As jy jou Bybel by jou het, wil ek jou nooi om dit oop te maak by Kolossense 4 en ons gaan vandag saam kyk vanaf vers 7 tot en met vers 18. Alhoewel hierdie 'n baie ryk skrifgedeelte is dit 'n gedeelte wat ons soms verbyblaai of oorlees. En ek dink die rede is dat hier baie name genoem word in hierdie gedeelte. Om presies te wees so 10 name. En van hierdie name is nogal uitdagend om uit te spreek. In hierdie gedeelte kom Paulus en hy kom wys vir ons dat die opgestane lewe is nie 'n lewe wat ons alleen leef nie, maar ons leef dit saam met mekaar, ons leef dit saam met ander. En dan kom hy deur sy woorde en hy kom skets amper vir ons 'n groepfoto van hulle wat saam met hom in die gevangenskap is en ook hulle wat saam met hom werk, sy netwerk van mense. En terwyl ons hierdeur gaan, wil ek jou nooi om ook te dink aan jou eie netwerk van mense, die mense om jou. Die eerste persoon wat hy noem in vers 7 is 'n man met die naam van Tychicus. Tychicus, die medegelowige wat ek baie lief het, sal julle alles vertel van hoe dit met my gaan. Hy is 'n getroue dienaar en werk saam met my in diens van die Here. Tychicus is die een wat hierdie brief moes gaan aflewer vanuit die gevangenskap waar Paulus hierdie brief skryf na gemeentes in die gebied wat ons vandag ken as Turkye, Kolosse, maar daar was ook 2 ander stede wat naby geleë was, Hierapolis en dan ook Laodicea, wat ons later gaan lees. Wat 'n groot en 'n verantwoordelike taak van hierdie man, om te loop met hierdie brief na hierdie gemeentes. Dan lees ons in vers 9 van Onesimus. Onesimus is 'n baie interessante karakter. Die eerste keer wat ons van hom lees is in die kortste brief van die Nuwe Testament, die brief van Filemon. Filemon het ook gewoon in Kolosse en hy was die eienaar van 'n slaaf met die naam van Onesimus. Onesimus het weggeloop van sy eienaar Filemon en op 'n manier het hy kontak gemaak met Paulus wat nou hier in die gevangenskap is. En Onesimus kom tot bekering. Paulus stuur hom terug na Filemon in Kolosse. Kan nie dink wat in sy eie hart moes aangaan. Hierdie risiko wat hy moes neem om terug te gaan na sy eienaar. Maar wat interessant is, Paulus noem hom nie die slaaf wat weggehardloop het nie. Paulus noem hom as volg in vers 9. Hy sê, Onesimus, die getroue medegelowige wat ek baie lief het en wat een van julle is. Kan ek jou vra ook vandag, is daar iemand in jou lewe wat jy nodig het om terug te ontvang? Wat jy nodig het om te vergewe? Of dalk het jy nodig om soos Onesimus terug te gaan en vergifnis te vra. In die volgende 3 verse noem hy 3 Jode. Hy noem Aristarchus, Markus en ook Justus. En uit hierdie 3 uit wil ek dalk iets sê oor Markus. Markus leer ken ons op Paulus se sendingreise. In die eerste sendingreis van Paulus reis hy dan ook saam met Paulus en Barnabas. Barnabas was Markus se neef gewees. En sommer in die begin van hierdie sendingreis, daar in Handelinge 13, besluit Markus om te dros. Hy besluit om weer terug te gaan huis toe. Hy gee op. En ons weet nie wat die rede was nie. Op Paulus se tweede sendingreis beplan hy en Barnabas die tweede reis en Barnabas wil weer sy neef Markus saamneem. Maar hierdie keer weier Paulus om hom saam te neem. En as gevolg van hierdie verskil, skei Barnabas en Paulus se paaie ook. Maar ons sien ook in die Nuwe Testament dat Markus en Paulus se verhouding herstel tog. Alhoewel Paulus baie teleurgesteld was in Markus wat net weggeloop het met die eerste sendingreis, herstel hulle 'n verhouding. En ek wil 'n paar voorbeelde vir jou noem. In Paulus se heel laaste brief in die Nuwe Testament, 2 Timoteus, kom sê hy dat Markus is vir hom baie bruikbaar. Stuur hom na Paulus toe. Waar hy eers onbruikbaar was, word hy iemand wat bruikbaar was. En in hierdie brief, Kolossense, sê hy ook, maar ontvang vir Markus met gasvryheid. Markus word ook die skrywer van een van die evangelies. Kan nie dink een van die 4 persone wat 'n evangelie in sy lewenstyd skryf. Daar's herstel wat plaasgevind het. Dalk is jy ook op 'n plek waar jy 'n tweede kans nodig het. Of dalk het jy nodig om soos Paulus vir iemand nog 'n kans te gee. En dis wat ons ook sien in Markus se lewe. Vers 12 lees ons van Epaphras. Epaphras was die stigter van hierdie gemeente. Ons lees van hom in hoofstuk 1 as jy kan onthou.
En dan sê Paulus die volgende: Epafras, wat een van julle is, stuur vir julle groete. Hy staan in diens van Christus Jesus en hy bid altyd ernstig vir julle dat julle staande mag bly, geestelik volwasse en in alles volkome gehoorsaam aan die wil van God. Hier's 'n man wat lief is vir sy gemeente, wat lief is vir mense. En jy en ek word ook geroep om met passie te leef vir mekaar en ook vir ander. En mag ons ook in ons verhoudings met soveel passie, met soveel deursettingsvermoë ook bid vir mekaar. Dan kom hy en hy noem in vers 14 twee name, Lukas en Demas. Vers 14, Lukas die dokter wat ek baie lief het en Demas stuur vir julle groete. Dis in hierdie gedeelte dat ons Lukas leer ken as medikus. Ons hoor hy's 'n dokter. Ons weet Lukas het die evangelie geskryf en hy het ook Handelinge geskryf. In terme van volume is Lukas een van die grootste skrywers van die Nuwe Testament. En van die helfte van Handelinge af, van Handelinge 16, dan gebruik Lukas die woord ons. En hy verduidelik vir ons, hy het saam met Paulus gereis. Teendeel, hy is een van Paulus se loyale vriende. In die laaste brief van Paulus, dan noem Paulus sy naam en hy sê, dis net Lukas wat nog saam met hom is. Jy en ek het ook nodig om sulke vriende te hê, sulke loyale vriende, maar ook om 'n loyale vriend te wees. Demas word ook genoem. Dis 3 keer in die Nuwe Testament dat ons van Demas lees. Die eerste keer in die boek Filemon en daar word hy in 'n positiewe lig gestel. Die tweede keer lees ons van hom hier in Kolossense, amper neutraal. En die derde keer wat ons van hom lees is ook in die laaste brief van Paulus en dan lees ons van hom in 'n negatiewe lig. Hy het hierdie roete van Jesus verlaat. Paulus sê hy het die teenswoordige lewe liefgekry. Kom ons gaan aan met vers 15. In vers 15 lees ons, dra my groete oor aan die gelowiges in Laodicea en aan Nimfa en die gemeente wat gereeld in haar huis bymekaar kom. Hier lees ons van 'n vrou wat 'n gemeente in haar huis gelei het. Vers 16, wanneer hierdie brief klaar by julle voorgelees is, moet julle reëlings tref dat dit ook in die gemeente van Laodicea voorgelees kan word. En die een wat van Laodicea afkom, moet ook by julle voorgelees word. Vers 17 lees ons van Agrippus. Nou hier lees ons van 'n man wat bewus is van God se roeping op sy lewe, maar dis asof sy aandag afgetrek is. En dan skryf Paulus die volgende: gee jou aandag aan die taak wat jy in diens van die Here aanvaar het, sodat jy dit kan voltooi. Nou kan jy dink as jy Agrippus is en jy sit in 'n gemeente en hierdie brief word hardop voorgelees en skielik word jou naam genoem. Jy sit regop en jy wonder, maar wat gaan hierdie skrywer vir my sê? En dan sê hy, gee jou aandag aan die taak wat jy in diens van die Here aanvaar het. Ek wonder wat het sy aandag afgetrek. En ons kan net raai. Partykeer is dit maar net die besig van die lewe. Ander kere is dit teleurstelling. Soms gebeur dit dat ek sekere dinge uitstel. En ek wonder wat dit dalk vir jou is, wat soms jou aandag afvat van dit waarvoor die Here jou roep. En mag ons ook soos 'n Agrippus hoor, dat ons geroep word om weer ons aandag te gee, ons fokus en ons energie te gee in dit waarvoor die Here ons roep. Vers 18 kom Paulus en hy kom sluit hierdie brief af. Nou skrywe ek met my eie hand, groete Paulus. Dink aan my waar ek hier gevange sit, die genade sal by julle wees. Ons weet dat Paulus het nie die briewe self geskryf nie, maar hy het gedikteer. En in hierdie geval lyk dit asof Timoteus hierdie brief geskryf het. Timoteus word ook genoem in hoofstuk 1. Ons weet uit van die ander briewe van Paulus, byvoorbeeld die Galasiërsbrief, dat Paulus skryf, hier skryf ek nou met my eie hand, kyk net die groot letters. En baie Bybelverklaarders meen dat Paulus dalk 'n uitdaging gehad het met sy sig, nie goed kon sien nie. Of dalk het hy 'n probleem gehad met sy hande, reumatiek, of deur die marteling wat hy ontvang het, dat sy hand, sy vingers baie keer gebreek was en hy gesit het met bepaalde uitdagings. En daarom het hy gedikteer en iemand anders het neergeskryf. Paulus sluit dan hierdie brief af, soos wat hy meeste van sy briewe afsluit met genade. Die Kolossense brief begin hy ook met genade. En mag jy en ek ook die genade en die vrede van die Here ervaar. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie 5 weke reis deur die brief Kolossense. Mag ons mense wees wat ook hierdie opgestane lewe leef in elke aspek
van ons menswees. U vul ons lewe met mense, soos dat Paulus se lewe gevul was met mense, met verskillende persoonlikhede, verskillende karakters. Dankie dat u ook ons lewe vul met mense. En mag ons die opgestane lewe leef saam met ander. Dankie ook vir hierdie groepbespreking en mag elkeen van hierdie gesprekke lewegewend wees en vormend wees, sodat ons lewens kan lyk soos u seun Jesus Christus. Ons bid dit in u naam. Amen. Baie dankie dat jy deel was van hierdie 5 weke reis deur Kolossense. Ek hoop dat hierdie paar weke vir jou lewegewend was. Geniet ook die gesprekke nou in julle groep.